Hallo, ek is Ronel Besuidnout en jy luister na die laaste voorlesing van 40 dae van oorwinning. Dit was 'n lydingstydsreeks en vandag op Stil Saterdag luister ons na God se terme. Dis die oorwinning. Lukas 23 vers 55 tot 56 skryf Lukas: Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Die grafsteen is toegerol. 'n ganse week se spanning in Jerusalem het tot bedaring gekom. Mense kon terugkeer na hulle gewone lewens. Die pyn van Golgotha is verby, maar die lewe het nog nie getriomfeer nie. Hierdie Saterdag se wag is nie betekenisloos nie. Die wêreld sien niks behalwe 'n toe graf nie, maar God werk agter die skerms. Stil Saterdag leer ons dat oorwinning nie altyd onmiddellik sigbaar is nie. Dit gebeur op God se terme. Hierdie dag herinner ons dat geduld, geloof en afwagting deel van die oorwinning is. Selfs wanneer ons niks sien nie, kan ons vertrou dat God se plan onwrikbaar en sy beloftes seker is. Mag ek vandag vir jou 'n laaste gebed in hierdie lydingstyd bid. Here, ek worstel met wag en stilte. Help my om U teenwoordigheid te sien, selfs in skynbare leegte. Leer my dat oorwinning nie volgens my tyd kom nie, maar op U terme. Laat my geloof vas staan, selfs wanneer ek niks sien nie. Dankie dat U in stilte werk en dat U beloftes altyd seker is. Amen. Op Aswoensdag het 40 dae so lank gevoel en hier vandag op Stil Saterdag het ons reeks tot 'n einde gekom. Môre breek 'n nuwe tydperk aan in die kerkjaar, Paase. Dankie dat jy deel van hierdie geloofsreis was. Meer nog, dankie dat jy dalk al vir jare deel van hierdie geloofsbediening is. Die enigste wyse dat dit in stand gehou kan word, is deur mense soos jy wat dit dalk ook finansiëel ondersteun. Wees verseker, die kleinste bedrag help om die emmer te vul waaruit ander weer kan skep. My bankbesonderhede is onder in die skerm by die teks. Mag jy 'n geseënde tyd hê.